Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons erken, ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons luister weer na God se woord uit Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Daar's 'n rede hoekom God ons nie as geïsoleerde individue gemaak het nie. Ons is van die begin af gemaak vir gemeenskap, vir verhouding. God wat sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Maar ons leef in 'n kultuur wat sê, staan op jou eie bene, moenie van ander afhanklik wees nie, wees sterk en wees onafhanklik. En so probeer ons om ons geloofsreis ook baie keer alleen te loop. Ons dink dit is swak om te erken, ek sukkel of ek kan nie alleen nie. Maar hier's die waarheid. Jou geloof kan soms 'n knou kry. Daar gaan tye wees wat jy deur ervarings gaan wat jou vertroue stamp. Miskien verloor jy iemand en jy kan nie verstaan hoekom God dit toegelaat het nie. Miskien kry jy 'n diagnose wat jou wêreld omkeer. Miskien val jou huwelik uitmekaar na jare van bid. Miskien veg jy teen depressie wat elke oggend swaar maak. In daardie oomblikke het jy ander nodig wie se geloof jou kan ophou. Ek het onlangs tyd deurgebring met 'n vriendin, sterk, bekwaam, 'n leier, maar sy veg daagliks teen depressie. En party oggende is dit 'n geveg net om uit die bed uit te kom. Na ons saam tyd spandeer het sy vir my boodskap gestuur, jou geloof help my geloof. Dis hoe dit werk. Ons hou mekaar op. Ons herinner mekaar aan wat waar is wanneer ons nie self kan sien nie. Wanneer my geloof sterk is en joune swak, dra ek jou 'n bietjie, en wanneer joune sterk is en myne wankel, dra jy my. Dis nie 'n teken van swakheid nie. Dis hoe God ons ontwerp het. En kom ons wees eerlik. Twyfel is nie 'n sonde nie. Twyfel is anders as ongeloof. Ongeloof sê, ek gee nie meer om nie, ek's klaar. Maar twyfel sê, ek worstel steeds, ek soek steeds, ek probeer steeds. Jy het nie opgegee nie. Jy sukkel net om duidelik te sien. En Jesus het vir Thomas in sy twyfel ontmoet. Thomas het gesê, tensy ek die merk van die spyker sien, sal ek nie nooit glo nie. En het Jesus hom veroordeel? Nee. Hy het gesê, kom, raak my aan, vat aan my. Jesus ontmoet ons in ons twyfel as ons bereid is om dit na hom toe te bring en om dit met mekaar te deel. Dalk is dit die mees bevrydende ding wat jy vandag kan doen, en dit is om eerlik te wees oor daardie diep twyfel wat jy weggesteek het. Moenie skaam wees nie. Bring dit in die lig. Deel dit met God. Deel dit met iemand wat jy vertrou. Dikwels sit daar pyn agter ons twyfel, tragedie of hartseer. En weet jy, Jesus ons redder, ontmoet ons presies daar. Dink vandag aan 1 of 2 mense wat hierdie reis saam met jou kan stap. Mense wat eerlik sal wees oor hulle eie stryd en jou sal vashou wanneer jou net te swaar voel. En vra die Here as daar nie so iemand is in jou lewe nie, om hulle te stuur vir jou. Reik uit. Moenie te besig wees nie. Hy kom na ons toe, ook deur die mense wat hy vir ons stuur. En Here, dankie vir die verskillende maniere waarop U met ons werk. Dat U ons ontmoet waar ons is, maar dankie dat U ons nie daar los nie. Groei in ons geloof, Here. Maak ons geloof sterker. In Jesus naam. Amen.